Weer eens welkom. En my naam is Petrus. En hier, ja, ons praat net die waarheid. En vanaand wil ek 'n bietjie gesels oor pas op. En dan sê jy my miskien vra, maar pas op vir wat? Nou kom ek vertel jou. Daar is baie dinge in die lewe wat ons moet pas op vir. Pas op vir wat jy lees. Pas op vir wat jy in jou lewe toelaat. Wat se films jy kyk. En wat se games jy speel. Dis ons maar vir ontspanning, sê ons, né? Maar pas op. Want julle weet, onreine geeste is oralster. En dit is 'n werklikheid. Die duiwel en sy trawante. En hulle soek net 'n plek om in te gaan. Ek wil gou vir julle lees, daar in 1 Petrus, waar hy sê, 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. En dan in Efesiërs ook, sê Paulus daar so in Efesiërs 6 vers 10, of vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons kan hulle nie sien nie, maar hulle is hier. Net soos ons die Here nie kan sien nie, maar hy is hier. En ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself en teenoor die Here, oor hoe ons lewe. En as ons hom aangeneem het saligmaker verlosser, dan is ons liggame 'n tempel van die Here. Dit sê hy ook in Efesiërs, 1 Korintiërs 12, wat hy praat van ons is die tempel van die Here, en hy bly binne in ons. So ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie tempel op te pas. En eendag gaan ons verantwoording doen vir hoe het ons na hierdie tempel gekyk. Hy sê mos, as jou oë jou pla, ruk hulle uit. As jou hand jou pla, kap hom af, want is beter om met 'n verminkte liggaam koninkryk toe te gaan, as dat die hele liggaam in die hel beland. So ja, ons het 'n verantwoordelikheid. En weet julle, dit is juis daardie games wat jy speel en die goed wat jy lees, dit bevat geweld, en dis bloeddorstig, en dit baie moord, en daar's pornografie, en dis alles dinge daai wat die vyand lok. En daar word ook geskrywe hierso in, wat is daai vers wat ek nou net wil kyk, van Matteus 12 vers 45, waar die Here self sê, ek lees vir julle, dan gaan hy heen, neem 7 ander geeste slegter as hy, selfs met hom saam, hulle kom in en woon daar, en dan is die laaste van daardie mens slegter as die eerste. So sal dit dan ook wees met hierdie bose geslag. Die Here sê dat hulle kom terug, en dan kom hulle terug harder as wat hulle in jou was, dan is hulle erger en slegter. En dis hoekom 'n mens baie keer verder terugval as wat jy was. En dan gee jy sommer moed op. So wees versigtig, pas op wat jy toelaat in jou lewe. En ek wil vir julle lees hoe goed die Here werklik is. As jy hom toelaat in jou lewe en neem hom aan as saligmaker verlosser en gee regtig oor aan die Here, dan sal jy surprise wees, want hy het vir Elia mos gesê dat hy vir die kraaie vir die kraaie het hy opdrag gegee om vir Lea te sorg. Nou ek lees vir julle ook daar
En dit is wat gebeur as kind van God, as jy in sy wil beweeg, en jy kom in 'n probleem, dan sal die Here vir jou sorg. Hy sê daar vir Elia, en jy moet uit die spruit drink. En ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. En in vers 9, toe sê die Here vir hom, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan die weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. En dit is wat die Here doen. Ek kan getuig in my eie lewe. As jy in die wil van die Here beweeg, dan sorg hy vir jou, dan gaan hy vooruit, en hy maak die paaie vir jou gelyk. Daar waar jy dink, dit is 'n probleem, ek kan nie verder nie, ek het nie om aan te gaan nie, dan gee die Here op 'n wonderbaarlike wyse. So ek daag jou uit. As jy enigstens nog nie die Here aangeneem het, 'n saligmaker verlosser nie, kom. Sy arms is nog steeds oop, en hy wag dat jy moet kom. En dan vat hy jou, en dan maak hy jou wat na sy wil. En dis 'n wonderlike ondervinding om saam met die Here te kan beweeg, in sy wil. So ja, dit is my boodskap vir julle vandag. Pas op wat jy toelaat in jou lewe. So bly in die waarheid, en blessings.